Daar sê ek, vertrou dit gaan goed met elkeen. Dat julle, hallo, daar agter ook, welkom. Ek vertrou dit gaan goed en ek wil elkeen sommer net verwelkom. Voordat ons begin, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om vanaand weer by mekaar te kan wees. En Here, dankie dat ons in U genade kan wees. Here, dankie vir geleenthede soos hierdie waar ons kan groei. En Here, waar ons oor sekere dinge gesels wat ons help om te groei, wat ons help om vrug te dra, wat ons help om geplant te bly. En ek bid en vra Heilige Gees dat U ook so ons tyd vanaand saam sal seën, die besprekings wat na die tyd gaan gebeur. Bid ek en vra Here dat U deur die Gees werklik ons gesprekke sal lei, dat ons van mekaar sal leer, dat ons skouers sal skuur. En Here, soos wat die woord ook sê, soos yster slyp, so vorm vriende mekaar. En ek bid vanaand, Here, dat daar regtig slyp oomblikke sal wees terwyl ons met mekaar gesels. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. En ek hoop elkeen het 'n goeie middag gehad en as jy nie een gehad het nie, ek is jammer. Sondag is daarom nog nie verby nie. Alright. Goed, so ons het verlede week weggespring en ons het 'n bietjie begin gesels, fondasie gelê rondom hoe benader ek geestelike dissiplines. Ons het gepraat oor twee spesifieke siklusse. Die een, ek is sleg siklus wat my laat dink ek gaan nie hierdie dissiplines kan doen nie. En dan het ons ook gepraat van die ek is in Jesus siklus, wat maak of ek behoort aan Jesus, wat maak dat ek dan hierdie dissiplines op 'n ander manier benader. So ons gaan vanaand aangesels rakende hierdie gedagte, en ons gaan begin by sessie 2, dit is in jou boekie. Jou boekie sal wees as jy wil notas neem. Ek gaan nou grappie vertel, so jy kan hom neerskryf as jy sou wou. Ek moet grappies neerskryf om dit te onthou, maar jy kan hom dan ook neerskryf as jy sou wou, maar daar's veel plek om aantekening te maak en so aan. Alright, so ons het verlede week vir mekaar gesê hoe belangrik dit is om die regte verstaan te hê van geestelike dissiplines wanneer ons geestelik wil groei. Ons moet verstaan, ek het die krag van die Heilige Gees nodig en hy is die een wat my dan gaan help om hierdie dissiplines na te kom. So ons moet onthou dat ek dit nie uit my eie krag moet aanpak nie, maar eerder vanuit die krag van die Here. Alright, want as ons dit uit onsself uit gaan doen, dan gaan ons misluk. Alright, so maar ons moet ook vir mekaar sê dat geestelike dissiplines is nie daar om my vas te hou nie, dis nie daar om my te bind nie. Inteendeel, geestelike dissiplines is eintlik vir ons 'n deur tot vryheid. En as ons kyk na Richard Foster en dit wat hy geskryf het in sy boek Celebration of Discipline, praat hy juis oor hierdie gedagte, wat ons mekaar moet sê, geestelike dissiplines is eintlik 'n deur tot vryheid. So ek moet dit benader met daardie gedagte, dat wanneer ek meer bid, of wanneer ek 'n dissipline van Bybellees handhaaf, is dit nie noodwendig om my te bind tot sekere goed nie, maar dat dit my eerder vryheid gee. So in hierdie sessie gaan ons spesifiek kyk hoekom geestelike dissiplines vir ons 'n deur tot vryheid is, en dan gaan ons ook kyk na 'n paar praktiese dissiplines wat ons gaan kan toepas in ons lewens wat bietjie meer persoonlik gaan wees. Nou van volgende week af gaan ons na 'n ander twee groepe geestelike dissiplines ook kyk. So eers moet ons mekaar sê, benader geestelike dissiplines met vreugde. Wanneer ons geestelike dissiplines wil toepas en ons houding daaroor reg is, dan moet ons ook verstaan dat ons hart moet reg wees wanneer ons hierdie dissiplines wil toepas vir groei. Want dissiplines help ons om geplant te bly sodat ons vrug kan dra wat by die bekering pas. Op die ou en dan gaan hierdie dissiplines ons help om tot God se eer te wees en dan ook sodat ons sal lyk soos hy graag wil hê ons moet lyk. Hoe moet my hart dan lyk wanneer ek hierdie geestelike dissiplines benader? My hart moet gevul wees met vreugde, met blydskap. Want hier is die ding, as ek geestelike dissiplines gaan probeer benader vanuit 'n plek waar ek nie vreugde het nie, gaan ek nooit blydskap vind, gaan ek nooit vreugde of vrymaking vind wanneer ek hierdie dissiplines begin toepas nie. Soos as ek byvoorbeeld graag 'n dissipline van gebed in my lewe wil toepas, of van Bybel lees, en ek benader dit nie met vreugde nie, gaan ek geen genot daaruit vind nie. Dan gaan dit net sowel dan gaan ek net sowel 'n fariseer kan wees, want daar is absoluut geen vreugde daarin nie. Dit word wet, dit word werke. Maar wanneer ek my geestelike dissiplines benader met vreugde, dan is dit vir my 'n deur dan tot vryheid. Goed, so geestelike dissiplines help my om te verander.
So en dit is op die einde van die dag die doel van geestelike dissiplines. Dit is sodat ons 'n totale metamorfose of verandering kan deurgaan wanneer ons geestelike dissiplines toepas. Hoekom? Want as ons geplant wil wees tot God se eer, as ons wil bome wees wat lyk soos God ons graag wil hê, dan beteken dit ek gaan meer en meer soos Jesus moet word. En dit is waarvoor geestelike dissiplines daar is. Dit help ons met heiligmaking, dit help ons om gevorm te word, om werklik dan te lyk soos wat God wil hê ons moet lyk. Met ander woorde, geestelike dissiplines sal ons help om die ou blare en die ou vrugte af te gooi, sodat ons nuwe blare en nuwe vrugte kan dra wat by die bekering pas, wat getuig daarvan dat ons dan tot God se eer geplant is. En hierdie dissiplines is om vernietigende gewoontes en gedagtes te vervang met nuwe lewegewende gewoontes. Alright, so dit help ons om ons gedagtes te verander, dit help ons om ons totale menswees, ons benadering tot sekere goed te verander, sodat ons op die einde van die dag 'n gedagteverandering kan hê. Net soos wat Paulus sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. So wanneer 'n individu dan geestelike dissiplines met vreugde benader, bevry dit die persoon ook van slawerny en eie belang. Met ander woorde, ek raak dan nie meer 'n slaaf van hierdie wêreld nie, maar ek word 'n slaaf van Christus, soos wat Paulus homself ook noem. Alright, en dan gaan dit ook nie meer noodwendig oor die eie ek nie, want geestelike dissiplines vat opoffering. Geestelike dissiplines verg van ons om sekere goed prys te gee. So dit is nie deur hierdie dissiplines met eie willigheid of krag te probeer volg nie, maar om die vreugde te ervaar wat voortspruit uit die wete dat God ons vrymaak naarmate ons deur hierdie dissiplines meer en meer in die beeld van Jesus getransformeer word. So die dissiplines is bedoel vir ons beswil en om die oorvloed van God in ons lewens te bring. Dit is glad nie wetsgebonde nie. So wanneer ons geestelike dissiplines benader met 'n gedagte van ek moet hierdie doen, dan gaan ek miserably fail. Alright, ek moet dit met vreugde benader en ek moet weet op die uiteinde hiervan gaan dit beteken ek gaan meer soos Jesus wees. Okay, so daar is 3 hoofkategorieë van geestelike dissiplines wat ons gaan toepas. Jy sal sien hardloop is nie in een van hierdie nie, so ons is veilig. Okay. So die eerste een is innerlike dissiplines, dit is waarna ons vanaand gaan kyk, en dan is daar uiterlike dissiplines en korporatiewe dissiplines waarna ons dan volgende week gaan kyk. So ons gaan dan nou oorgaan na die eerste dissipline toe, en ons gaan praat oor meditasie. Nou partykeer wanneer mense praat oor meditasie in die kerk, dan raak mense se oë net so groot en dink wat op dese aarde is jy nou mee hier besig? Maar kan ek vir jou sê meditasie is nie vanuit 'n oosterlike oorsprong nie en ons praat glad nie daarvan nie. Meditasie vind ons in die Bybel. Okay, en ons gaan spesifiek nou praat rakende dit. As jy vas, hoe mediteer jy terwyl jy vas? Hamkaas en tamatie, ek terg. So wanneer ons praat oor meditasie, is ons nie besig om te praat oor 'n oosterlike vorm daarvan waar jou gedagtes leeg kry nie. Inteendeel, Bybelse meditasie is eerder om my gedagtes vol te kry. Alright, en ons gaan 'n bietjie kyk nou rakende dit. So wat beteken dit? In kontras van 'n oosterse meditasie is Bybelse meditasie waar ek my gedagtes vul met God se woord, beloftes en ook opdragte van die Here. En die doel van 'n dissipline van meditasie is om emosionele en geestelike ruimte te skep waar Christus sal toelaat om 'n innerlike heiligdom in ons harte te vestig. So met ander woorde, dit is letterlik waar ek partykeer nodig het om stil te word voor die Here, waar as ek skrif gelees het, met daai skrif bietjie stoei, waar ek daai skrif oor en oor bepeins eintlik, waaroor ek nadink, wat beteken hierdie vir my, en ek probeer dit in my hart te vestig. Alright, kom ons kyk gou wat sê die psalmskrywer oor geestelike meditasie in Psalm 1 vers 2 tot 3, en ek hou dit vir ons voor in die message. Dit sê, instead you thrill to God's word, you chew on scripture day and night. You're a tree replanted in Eden, bearing fresh fruit every month, never dropping a leaf, always in blossom.
So hy praat hierso eintlik dat dit beteken geestelike meditasie is om te stoei met God se woord. Dit is om dit te herkou, dit is om 'n deel te maak van my wese. So ons sien hier dat die dissipline van meditasie is om aan God se woord te kou, om daarmee te stoei, om dit te verstaan en om dit deel te maak van jou denkpatrone. En ek dink dit is hoekom baie keer mense sukkel om te onthou wat hulle gelees het in die Bybel, want hulle stoei nie met dit na die tyd nie. Dis 'n versie wat gelees word en, okay, dis mooi. Maar geestelike meditasie beteken dat wanneer ek hierdie skrif gelees het, dat ek daaroor bepeins. Ek dink daaroor na die heeltyd. Ek probeer die heeltyd, dit is nie om noodwendig die skrif te memoriseer nie, maar dit gaan daaroor wat sê hierdie ding vir my? Wat sê die Here vir my vanuit hierdie teks uit? Right. En wanneer ons dit doen, sê die psalmdigter dat ons soos 'n boom sal wees wat in die tuin van Eden geplant is wat altyd vrug sal dra. Hoe mooi is hierdie teks eintlik wanneer dit aanlas by ons jaartema om geplant te wees tot God se eer. So wanneer ek nadink oor God se woord, wanneer ek stoei met sy woord, wanneer ek kou daaraan, dan is ek besig om myself te plant in Eden. Alright, dan gaan ons aan na die volgende dissipline toe en dit is gebed. Nou, op hierdie dissipline is daar 'n Sondag na kerk 'n seentjie en sy gesin. En hierdie mense het besluit, hulle gaan mense nooi om by hulle te kom eet na kerk. Altyd 'n goeie idee. Behalwe as jy 6 jaar oud is. Alright. Maar nou gaan hulle huis toe en Boetie is al rasend van die honger, want hulle moes vroeg opstaan by die kerk, hulle het gespeel by die kerk en nou is hy behoorlik honger. En nou is die vriende by die ouers en hulle kuier saam en so is Boetie heeltyd uit die kamer uit. Mama, wanneer eet ons nou? Wanneer eet ons nou? En mamma sê, man, gee net 'n bietjie kans, ons sal nou eet, ek sal jy kom roep. En dan gaan Boetie terug kamer toe en dan speel hy weer bietjie en dan kom hy weer terug. Mama, wanneer eet ons? Ek is honger. Dan sê mamma, man, ons kuier met die mense, die kos is amper reg, ek sal jou roep as jy kom eet. Hier by die 4de keer wat dit gebeur. Toe sê mamma, Boetie, ek het mos nou gesê, ek sal jou roep hier's mense. En hy is weer terug kamer toe en later roep mamma. Sy sê, Boetie, kom eet. So kom hulle en hulle is aan die etenstafel en pa doen die tafelgebed en Boetie sê, mamma, ek wil ook asseblief bid. En sy sê, dis reg, nou begin hy te bid. Hy sê, ag, liewe Jesus, baie dankie vir hierdie kos, maar gee asseblief vir die mense hulle eie kos, want ek wil nie so lank wag nie. Gebed is seker een van die belangrikste geestelike dissiplines wat ons in ons lewens kan beoefen, want dit bring ons in die teenwoordigheid van God. In die Engels gebruik die woordjie usher, so dit dra ons in God se teenwoordigheid in. En dit maak dat al die ander geestelike dissiplines volhoubaar is in ons lewens. Ware gebed is lewensveranderend, omdat dit die middelpunt van persoonlike heiligmaking is. Goed, so gebed is verskriklik belangrik. As 'n persoon nie gewillig is om te verander nie, en hierdie moet ons onthou, getuig dit eintlik van die klein behoefte wat hy het om te bid. As 'n persoon nie gewillig is om te verander nie, getuig dit eintlik van die klein behoefte wat hy het om te bid. Hier is die ding. As ons na God toe gaan in gebed, en ek bly dieselfde as ek uit my gebedsessie uitkom. I only went to complain. And when I complain, I remain. Wanneer ek gaan bid, wanneer ek in God se teenwoordigheid kom en ek bid en ek stap dieselfde daaruit, moet ek myself vra, het ek regtig gaan bid? Het ek net 'n klomp goed voor die Here kom gooi en net my hart gedeel of het ek eintlik gebid? Want ware gebed is lewensveranderend. Want as ek in sy teenwoordigheid is, dan verander my lewe. Jesus het vir ons 'n goeie voorbeeld gewys van hoe hierdie dissipline lyk. En dit kan tog vir ons moeilik wees om gebedslewe te hê soos wat Jesus gehad het, maar ons kan gerus wees daarin dat God se genade vir ons genoeg is en om ons te ontmoet waar ons is. So gebed is nie iets wat ons altyd reg kry nie. Daar kan ons sê of amen of eina.
want dis die realiteit. Ons sukkel om 'n dissipline van gebed in ons lewens te kweek. Want die gees is baie gewillig. O, pastoor, my gees is so gewillig, maar die vlees sit maklik 'n alarmpie af. Right, so my gees is gewillig, maar my vlees is swak. En baie keer wil my vlees net nie in God se teenwoordigheid inkom nie, want dit is tog die uiteinde van gebed. Ons begin nie dadelik om 'n maraton te hardloop wanneer ons een oggend opstaan nie. So net so moet ons onthou dat wanneer ek begin om te bid, wanneer ek hierdie dissipline van gebed wil kweek, gaan ek nie net opstaan een oggend, begin bid en nou is ek gebedskryger nie. Dit is soos, ek gaan nie die oggend voor die Comrades wakker word en sê vandag hardloop ek die Comrades nie. Dit sal my begrafnis ook wees. Net so moet ek verstaan dat wanneer ek 'n dissipline van gebed wil toepas, enige dissipline for that matter, is dit 'n oefening wat plaasvind. Ons het verlede week vir mekaar gesê dat ek my liggaam moet oefen om hierdie goed te doen, sodat ek geestelik fiks kan wees. So, ons staan nie dadelik op en hardloop 'n maraton wanneer ons een oggend opstaan nie. Nee, ons het nodig om daarvoor te oefen en voor te berei. Dit is juis vir hierdie rede waarom ons baie keer sukkel om die dissipline toe te pas. Maar dit is juis die rede waarom ons nodig het om die dissipline te beoefen sodat ons verander kan word. Right, so wanneer ek sukkel byvoorbeeld om die dissipline van gebed toe te pas, moet ek myself konstant remind hoekom ek dit moet doen. Dit sal maak dat enige ander dissipline volhoubaar sal wees. En ons moet ook versigtig wees om gebed nie onnodig ooringewikkeld te maak nie. Ek dink dis een van die goed waarmee mense die meeste sukkel, is, ja, maar hoe moet ek nou bid? Onthou, gebed is 'n gesprek tussen jou en die Here. Ja, maar ek kan nie mooi bid nie. Die Here het nie gesê jy moet mooi bid nie, hy het net gesê bid. So ons moet ergens begin. Alright, ons moet ergens begin. So dis 'n gesprek net wat jy voer tussen jou en die Here. Geen versoek wat ons voor die Here bring is te gering nie. Niks is te klein nie. Vra eerder in gebed en dit word beantwoord as wat ons dit nie vra nie en ons mis uit op die antwoord. Ons moet verstaan dat God se liefde vir ons groter is as die versoek wat ons het wat ons voor hom bring. Sy liefde vir ons is baie groter as dit wat ons graag ook van hom wil vra. So ons moet ook nooit wag tot ons lus het om te bid nie. Want as jy gaan wag tot jy lus het om te bid, gaan jy nooit lus word om te bid nie. En dis hoekom dit partykeer nodig is om die vlees te kruisig, sodat ek juis dan gaan om te gaan bid. Paulus bespreek hierdie gedagte wanneer hy die volgende sê in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Alright, so hy sê hierso, wees altyd bly, en hou altyd aan om te bid. Okay, so hierdie twee loop so hand aan hand met mekaar. Dan gaan ons na die volgende dissipline toe, vas. En hierdie is, ek dink naas gebed seker die moeilikste een. Goed, so ons het vroeër in die jaar het ons 'n dag van vas uitgeroep en dit was vrugtevol geweest. Maar ek wil vir jou sê dat vas is seker een van die moeilikste. Goed, ek praat in die week met iemand en wat ek bietjie op 'n journey was 'n paar jaar terug met die Here wat hy my gevra het om te vas vir 40 dae. Droog te vas. Toe begin ek met die Here te bargain. Ek stoei met hom oor hierdie ding. Toe op die einde van die dag het ek vir 40 weke gevas. Een keer 'n dag of een keer 'n week, right? En dit was okay. En toe dink ek, hierdie was 'n significant tyd in my geestelike wandel saam met die Here. Ek het soveel goed gesien, soveel goed beleef. Toe dink ek, kom ek hou aan daarmee. Dit het nie gewerk nie. Want toe was dit nie 'n opdrag van die Here nie. So wanneer ons vas, doen ons dit op opdrag van die Here. Maar sommige van die dissiplines is moeiliker om aan te leer as ander. Maar om 'n dissipline van vas in jou lewe in te bou, is 'n baie, baie belangrike ding. Terwyl dit soms maklik is om gewoontes aan te leer, is dit moeiliker om dissiplines toe te pas wat iets van ons verg. Alright, en vas verg baie. Selfs soms my geduld.
want ons word mos hangry. In ons microwave era waar ons alles vinniger en instant wil hê, raak dit moeiliker om dissiplines toe te pas wat baie van ons verg. Vas is seker die dissipline wat die meeste nagelaat word, juis oor dit so 'n moeilike ding is om toe te pas. Deur die geskiedenis het vas half 'n bad rap gekry weens twee hoofredes. Eerstens, dit was so uiterlik gefokus dat dit geen innerlike effek gehad het nie. Onthou, Jesus het op 'n stadium gesê, wanneer jy vas, moenie met 'n lang gesig rondloop dat mense sien jy vas nie. Alright? So daar was al weer die uiterlike ding. Nee, ek mag nie, ek is besig om te vas. Jesus het self gesê, wanneer jy vas, moenie dat die mense weet selfs jy vas nie. Okay? En dan die tweede ding is, ons gedagtes is so geprogrammeer dat ons ten minste 3 hoofmaaltye nodig het en ons moet snack tussendeur. Dit wil sê dat enige vorm van aptyt bevredig moet word. En vas sê, nee, nie nou nie, wag nog 'n bietjie. Jy hoor daai chocolate in die yskas wat jou naam roep? Ja, hoor hom maar lekker, want jy gaan hom nou eet nie. So die Bybelse vas is om van kos vir 'n tydperk weg te bly. Dit is nie 'n glorified hunger strike nie en ook nie iets wat ons doen vir gewigsverlies nie. Dit is absoluut 'n geestelike dissipline. Want as ek gaan vas sonder die krag van die Heilige Gees, it's going to be a disaster. Alright. Bybelse vas het 'n geestelike klem en doel. 'n Mens moet nooit vas benader uit eie krag of self nie, maar altyd vanuit 'n opdrag van die Here en as gevolg van gehoorsaamheid teenoor God. Matteus 6:16, wanneer jy vas, moenie soos die skynheiliges 'n martelaarshouding aanneem nie. Jesus was savage, ek wil net dit sê. Die woorde wat hy partykeer gebruik het, was net soos, ja, ek dink dit het partykeer meer gebrand as die houe wat hy gegee het, toe hy die tempel skoon gemaak het, maar in elk geval. Hulle loop met lang gesigte rond, sodat die mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Matteus 9:15, Jesus het geantwoord, dit is tog ondenkbaar dat die bruilofsgaste sal treur, solank die bruidegom nog saam met hulle fees vier. Daar kom egter 'n tyd, en ons is nou in daardie tyd, wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word, dan sal hulle vas. So Jesus sê hierso, ons gaan vas. Dit gaan 'n dissipline wees wat ons moet doen. Alright, so hy sê nie vasglad nie meer nie, want dit het al vergaan oor van die ouens wat met Jesus bietjie geredekabel het oor, hoekom vas sy disippels nie terwyl hulle vas, en hy sê toe, maar ek is nou saam met hulle, dis hoekom hulle nie nou vas nie, maar as ek weggaan, dan gaan hulle vas, en dit geld vir ons ook vandag. Ons sien vanuit die tekste dat vas nie net 'n Ou Testamentiese beginsel is nie, maar ook 'n Nuwe Testament dissipline. Ek onthou die een keer toe ek nog op skool, en ek is baie onkundig en stupid op daai stadium, en ek sê toe vir van my vriende wat met my wil chat oor WhatsApp oor die naweek, ek sê, luister die ouens, ek is besig om te vas hierdie naweek, ek gaan nie by my foon uitkom nie, ek sal jou Sondag aand antwoord. En die een meisiekind WhatsApp my, sê soos, is jy nou 'n moslim? Want ons verstaan nie die dissipline van vas nie. En ons het nodig om daai dissipline in ons lewens in te bou. So dit is nie net 'n Ou Testamentiese beginsel nie, maar 'n Nuwe Testamentiese dissipline. Die hoofrede van 'n vas is om jou lewe met God te belyn, to bring alignment. Dit is om nie met God te armdruk of om te probeer omkoop of selfs in die Here se goeie boekies te kom nie. Wanneer ons vas, moet ons ook nie onnodige aandag op onsself trek nie, want dit sal die enigste beloning wees wat ons daarvoor kry. Right, en dan gaan ons aan na die laaste dissipline toe, van innerlike dissiplines. En dit is moeilik, hierdie dissipline, want ons het nie altyd lus daarvoor nie. Een van die pastore saam week gewerk het gesê, man, hy was ook altyd lus vir leer, dan het hy so 'n bietjie op die bed gaan lê en gewag tot die lus verbygaan. Right, maar hierdie volgende dissipline is 'n dissipline van studie. En dit is ook belangrik, want ons het nodig om 'n leerbare gees te behou. Want as ons nie 'n leerbare gees gaan hê nie, gaan ons bitter min gevorm word soos Jesus. So wanneer ons praat van studie, praat ons oor om die Bybel te bestudeer. Paulus maak 'n uitdrukking in Romeine 12:2, dat ons nie gelykvorm moet word aan hierdie wêreld nie, maar dat ons eerder verander moet word deur die vernuwing van ons denke. So studie en mediteer loop eintlik so half hand in hand met mekaar. Hierdie vernuwing vind aan plaas wanneer ons die woord bestudeer.
Sien, dit gaan nie daaroor dat ek net die teks lees, omdat lees is nie. Ek moet die Bybel lees, om regtig te lees. Right. So dit beteken dan dat wanneer ek my studie doen oor hierdie stuk wat ek gelees het, dat die meditasie op die einde van die dag eintlik baie makliker is, want dan begin ek verstaan waaroor hierdie teks gaan. Okay, dan mediteer ek nie net oor vis en chips en dan het Jesus eintlik die broodjies en die visies vermeerder en wil eintlik iets anders vir my sê nie. Alright. Goed so, hoe kan ek dan studeer? So die volgende 4 stappe kan dan suksesvol gedoen word. Eerstens herhaling. Wanneer ek hierdie skrif lees en bestudeer en so aan, gaan ek dit onthou omdat ek dit herhaal. Die beste manier om te leer is deur herhaling. Dis hoekom ons so baie keer sê hierdie kwartaal geplan tot God se eer, want dis al hoe mense dit onthou. Right, dis deur herhaling. Goed, en dan die volgende punt is konsentreer, want anders te mors jy net jou tyd. Okay, herhaal, konsentreer. Derdens, verstaan. En hier is waar die dinge partykeer bietjie moeilik word, want ons verstaan nie altyd nie. Dan gaan krap 'n mens bietjie dieper en jy gaan soek 'n bietjie resources om jou te help verstaan. En dan vierdens, reflekteer. En dit is hier waar die meditasie dan eintlik hand in hand gaan met studeer. Dit is in die refleksie wat ek doen, wat ek besig is om dan hierdie goed te begin onthou. So dan is hier ook 'n ander praktiese manier wat ons kan gebruik om die Bybel te lees en wat jy kan gebruik om in jou Bybelstudie te inkorporeer. Dis 'n baie eenvoudige metode wat jy kan volg. Ek het hierdie vir baie lank gevolg en nou kom dit eintlik half so van self. Ek het dit op 'n stadium altyd vir my neergeskryf en dan het ek nou hierdie goedjies mooi gaan soek, maar terwyl ek nou Bybel lees, is dit amper asof hierdie goed van self nou vir my begin 'n realiteit word. Dan raak dit makliker om hierdie te verstaan. So as jy nou nie 'n teologiese graad het en al die dingetjies van dit op hard gaan nie, gebruik Spek, dis baie eenvoudig. Okay. So, die eerste ding in Spek is sins, promises, praises and prayers, example, commandment and knowledge. So as ons kyk na Spek en wat elke dingetjie beteken, jy kan vir jou neerskryf die S met 'n dubbelpuntjie en dan kan jy vir jou sê of vir jouself vra, is daar enige sonde in hierdie gedeelte wat genoem word, waarvan ek miskien skuldig is, waarvan ek moet bely, of is daar 'n sonde hierin waarvoor ek versigtig moet wees? Alright, want partykeer dink ons, nee wat, ek sukkel nie met hierdie nie, dis okay. Leef net nog 'n bietjie langer. Alright, so is daar iets aan 'n sonde in hierdie teks waarvoor ek versigtig moet wees of moet oppas? Dan, die P, promises, praises and prayers, so is daar enige beloftes in hierdie teks wat die Here vir my gee? Want dit is goed om beloftes in ons arsenaal te hê vir wanneer dinge moeilik gaan. Vir wanneer ons uitdagings beleef, om onsself te herinner aan die beloftes wat God vir ons gegee het. Dan, waarvoor in hierdie teks kan ek God prys? So kom ons sê byvoorbeeld, partykeer soos veral in die psalms sal hulle sê, prys die Here o my siel, en al hierdie klas van goed, so dit is maklik om dit neer te skryf. Maar partykeer gebeur daar 'n wonderwerk in hierdie teks wat jy lees. En dan prys jy nog steeds die Here vir daai wonderwerk wat plaasgevind het. Hoekom? Want dit stuur faith in jou binneste. En dan prayers, is daar dalk enige gebed wat opgeskryf is in hierdie teks wat ek kan bid. Dan die E is examples, dan vra jy self, wie is die rolspelers hier? Watter voorbeeld word daar vir my gegee in hierdie teks? Watter voorbeeld om te volg en watter voorbeeld om nie te volg nie? Daar's baie sulke voorbeelde in die Bybel. Veral vir voorbeelde wat ons nie moet volg nie. Dan sê die commandment, is daar enige opdragte in hierdie teks wat spesifiek gegee word aan God se mense? Is daar opdrag wat die Here miskien vir my vra om te doen? En hier is dit ook belangrik om te onthou dat die Here God van genade is. Want partykeer sukkel ons om hierdie opdragte na te kom en dan voel ons weer soos 'n mislukking, maar dan gaan ons weer terug. God het my genade gegee. Hy help my deur die Heilige Gees sodat ek hierdie goed aan kan doen. Dan die K is vir knowledge. Watter kennis het ek opgedoen in hierdie teks? Wat beteken hierdie teks dan vir my? En dit is dan half daar waar die refleksie en meditasie dan inkom. Alright, wat het ek wys geword oor God se karakter, sy natuur en so meer? Goed, so in hierdie sessie het ons gesien dat ons hartstoestand reg moet wees wanneer ons geestelike dissiplines moet benader en die regte uitkyk moet hê daaroor. Ons het ook na 'n paar innerlike dissiplines gekyk en 'n belangrike ding vir vanaand is ek moet vreugde hê wanneer ek hierdie dissiplines benader.
Goed, ons gaan oorgaan na ons besprekingsvrae toe, waar ons dan nou weer in ons groepies gaan opdeel. En is almal reg met 'n groepie? Kan ek net 'n hand sien as jy nie reg is met 'n groepie nie? Prys die Here. Wonderlik. Daarso kort nog mense. OK, is julle reg? OK. Goed, dus ons sal nou uitsort wie gaan waar. En so die eerste vraag is, het jy al ooit geestelike dissiplines met vreugde benader? Wat gaan jy nou anders doen, nou dat jy weet jou hart gevul moet wees met vreugde? Tweedens, baie keer sal geestelike dissiplines soos werk voel, maar wanneer ons besef dat dit eintlik vryheid en verandering teweegbring, hoe gaan jy nou jou geestelike dissiplines benader? En derdens, watter een van die 4 dissiplines is vir jou die moeilikste om te doen, en wat gaan jy doen om dit dalk makliker te kan toepas?